Uh ek gaan vandag met julle praat oor 'n ding wat vir my baie naby in die hart lê en ek dink wat baie afgeskeep word en wat ons nie die volle waarde daarvan verstaan nie en dit is bekalking en dat bekalking baie belangriker is as net 'n pH regstelling. Julle sien my skerm, nê? Nee? Ons sien hom, dankie Ja, Geert. OK. So grondgesondheid is deel van die moderne landbou. Ons hoor dit baie, maar bekalking is 'n kritieke praktyk om daarby uit te kom. So en dis baie meer as net 'n pH regstelling. Dit gee voordele soos voedingsstofbalans sodat dit behoorlik opgeneem kan word, alles opgeneem kan word. Dit het 'n baie groot invloed op jou grondstruktuur, op gaswisseling, op mikrobe-aktiwiteit en voedingsstof-effektiwiteit in die grond. So bekalking en goeie voedingsstofbalans bly die grondslag van suksesvolle landbou. Dis waar alles mee begin. Ek gaan op hierdie verskillende aspekte so 'n bietjie ingaan ook vanaand. So die eerste ding is pH wat baie belangrik is. So pH gee 'n aanduiding van die grond se suurheid of alkaliniteit en dit het 'n groot invloed op die beskikbaarheid van voedingsstowwe, maar ook op mikrobiese aktiwiteit en indirek dan op die plant se gesondheid. So dit kan op twee maniere gemeet word, die pH water of pH KCl. In water wil ons gewoonlik 'n pH van hier by 6.3 of KCl hier by 5. As dit te laag is, gaan 'n ou voedingstekorte hê. As dit te hoog is, ja, dit gaan maar albei kante toe, te hoog of te laag gaan vir jou voedingsstoftekorte, of dit kan sekere elemente verhoog soos aluminium wat dan vir jou skadelik gaan wees. So kalk is soms nodig ook, selfs wanneer die pH vlakke hoog is, want dit is om balanse in jou grond te kry. 'n hoë pH dui op 'n kation wanbalans, 'n hoë of 'n lae pH. So as jou pH nie reg is nie, weet 'n mens iets is verkeerd, maar selfs as jou pH reg is, in daai vlak wat ons dit wil hê, is dit geen waarborg dat die balans reg is nie. Julle sal nou 'n bietjie meer sien. So die pH, dis wat almal assosieer met bekalking. Maar dan goed wat bykom is byvoorbeeld jou kationbalans. Ek het soveel meer wat ek vir julle kan sê as ons nou byvoorbeeld na die AgriSol se soil to sap ontleding kyk, waar ons deur die seisoen in baie detail moniteer hoe voedingsstowwe opgeneem word. En dit het net weer vir ons gewys hoe belangrik hierdie gedeelte ook is. So katione is jou positiewe gelaaide ione, né? Dis jou kalsium, magnesium, kalium, waterstof, aluminium, natrium en belangrik ook ammonium. Dit is mens sien veral met die soil to sap net hoe te hoë ammonium ander voedingsstowwe se opname kan onderdruk. So ons wat my aanbetref moet ons eintlik ophou praat van stikstof, ons moet praat van ammonium en nitrate omdat die twee so groot invloed het in watter vorm hy ook al is. So met 'n lae pH het ons gewoonlik 'n tekort aan elemente soos kalsium, magnesium, kalium en 'n oormaat van waterstof en aluminium, en by 'n hoë pH het ons weer te veel van daai basiese katione. En hierdie balans beïnvloed die voeding. Dis nou wat ek gesê het wat ons baie duidelik in die sap sien, dat as daar te veel van 'n ander ene is, word 'n ander ene nie opgeneem nie. Maar dit het ook 'n baie belangrike invloed op jou grondstruktuur. En ek gaan nou 'n bietjie meer oor die struktuur of by dit ook uitkom. So as ons net na die voedingsaspek eers kyk, daai antagonisme tussen katione, as daar te veel van een ding is, gaan iets anders nie opgeneem word nie. Daar's net 'n plek vir 'n sekere hoeveelheid. 'n Oormaat onderdruk iets anderster. En almal ken daai Muller's chart wat wys as jy te veel van hierdie het, onderdruk dit daai, maar dit was vir my altyd so 'n bietjie 'n teoretiese oefening tot ons nou die sappe gedoen het en uitgesien hoe 'n werklikheid is daar en hoe konsekwent gebeur daai goed. Daar's nie 'n manier wat jy met hoë natriumgronde kalium voldoende opgeneem kry nie, nê? Daai antagonisme bestaan. So
daarom sê ek die gebalanseerde voorsiening van voedingsstowwe is so noodsaaklik en met bekalking kry ons daai balans ook reg, nê? As jy te veel natriums het, maar jy kort baie kalsium en baie magnesium, dan kan jou pH reg wees, maar jy kort kalsium en magnesium en of magnesium om die balans beter te maak sodat alles opgeneem kan word. En dis 'n groot deel van bekalking en bekalking is eintlik nie die regte woord nie. Dis eintlik om jou katione reg te kry want ek sal kalium ook by die hele sommetjie insluit. As ons dan by grondstruktuur kom, die regte bekalking verbeter jou grondstruktuur en dis natuurlik noodsaaklik vir wortelontwikkeling vir die fisiese weerstand wat 'n plant sou ondervind, maar ook met dreinering dat jy nie dit help om nie so baie versuiping te kry nie. Ek het al baie mooi voorbeelde gesien op 'n grensdraad waar die een ou reg bekalk het en die ander een nie en hoe groot die effek is in 'n natjaar waar dit nie reg bekalk is nie teenoor waar die bekalking goed gedoen is. En dan natuurlik ook infiltrasie wat op besproeiing of droëland van uiterste belang is. Jy wil nie hê water moet afloop nie. Dit wat jy gee moet ingaan en infiltreer in die grond. So veral kalsium tot magnesium is baie belangrik. Daai regte verhouding help om klei deeltjies te flokkuleer en groter aggregate te vorm. So hulle kom bymekaar en hulle vorm groter dele, daai blokkige struktuur wat jy in onversteurde gronde sien. Die teenoorgestelde gebeur natuurlik as daai balans nie reg is nie, of as jy te veel magnesium en veral te veel natrium het wat die hele struktuur net uitmekaar uitval en jou grond verdig. So jy kry meer luggevulde poree en dis baie krities vir wortelontwikkeling. Wortelontwikkeling, ek gaan nou so 'n paar goedjies daaroor sê, maar dit is een van die goed wat vir my net op 'n stadium weer getref het van hoe belangrike deel van 'n plant is eintlik die heel eerste ding wat moet gebeur om 'n suksesvolle oes te kry. Soos ek gesê het, het 'n ou minder risiko van versuiping en dit alles gee vir jou meer beskikbare water in droogte ook. Ja, en saam met dit minder versuiping wanneer dit te nat is en daai suurstof wat jy in die grond kan inkry, nee, dis alles gevolge van goeie grondstruktuur. As ons dan kom by wortelontwikkeling, 'n goed gestruktureerde grond ondersteun wortelontwikkeling. Dit gaan baie oor daai fisiese weerstand wat die wortels ervaar wanneer jy verdigting kry, wanneer jy daai dispersie in jou gronde kry. As jy beter wortelontwikkeling het, het jy natuurlik toegang tot baie meer water en voedingsstowwe, omdat jy toegang het tot 'n groter volume grond, en dan ook verbeterde voedingsopname, dat jy in droogte verder kan kom. Julle is nou meestal besproeiingsboere, maar dit het 'n baie groot invloed daar. Die ene wat ek hier kan bysit, is eintlik op voedingsstof effektiwiteit, nee. My volgende prentjie gaan 'n bietjie meer daaroor ook sê, as jy digter wortels en groter wortelstelsel het. So, Meilior, ons fokus baie op 'n konsep wat ons noem wortels eerste. En dit is sommer nou 'n paar goedjies tussenin, maar hierdie kan ek julle eintlik vir ure mee besig hou, net oor die belangrikheid hiervan. So, opbrengs begin ondergronds en ons is baie geneig om 'n plant te oordeel aan hoe lyk die boogrondse groei, die vegetatiewe groei wat ons sien, dat dit 'n mooi plant is. Ons probeer intentioneel om 'n groter wortel na boogrondse verhouding te kry. Dit wil sê meer wortels in verhouding met die loof. So as die plant begin fotosinteer, wil ons sê hy moet meer krag in die wortels insit en dit groter maak. En daar's nou baie om te sê rondom dit. Dit is nou nie die tema van vanaand nie, maar ons kan verder gaan. So daai wortelontwikkeling is so belangrik en bekalking is die eerste stap daarvan. Daar's natuurlik baie meer wat gebeur. So in droogte gaan die mielies wat baie welig boogrond groei, maar in verhouding 'n klein wortelstelseltjie het, gaan baie gou swaar kry, nê.
teenoor 'n plant wat kleiner bogronds is, maar 'n groot wortelstelsel het wat vir jou nog opbrengs gaan gee in daai tye. En dan voedingsstof-effektiwiteit. As 'n ou, julle moet nou mooi kyk, dit gebeur klein, maar as 'n ou nou bemesting gooi, as jy so klein wortelstelseltjie het, gaan baie van dit deur jou wortelstelsel beweeg en jy gaan nie by dit uitkom nie, nê. Dit gaan deur jou profiel gaan of dit gaan onder die wortels uit ook, veral jou nitrate en so. So wortelontwikkeling is krities. En dan as jy so digte wortelstelsel het, is dit soos 'n vangnet, soos 'n filter, wat keer dat niks daardeur beweeg nie en dat die plant dit alles kan opneem. So ek kan nie genoeg beklemtoon hoe belangrik is daai wortelontwikkeling en om eers te kyk. Ons moet eintlik, jy moenie sê hierdie ou het mooi mielies of my mielies is mooi as jy nie gegrawe het en kyk hoe lyk die wortels ondergrond nie, nê. So ek gaan so vinnig net so op die kant eintlik nou deur wortels eers te gaan. Ek noem dit omdat bekalking so 'n belangrike deel is. So as ons kyk na hierdie hele konsep, gaan die eerste deel is oor grondontledings en bekalking. En daar's verskillende maniere wat bemesting aanbevelings gedoen word. Dit moenie net gedoen word om pH reg te stel, en die feit dat dit as jou pH reg is, beteken nie dat die balans en die grondstruktuur reg is nie, nê. Ek noem nou maar net vinnig hierdie goed, dan is spoorelemente geweldig belangrik om in die grond vir daai wortelstimulasie verder. Trichoderma in die plantervoor kan vir jou 80% meer harwortels gee. Dit wil ons hê. Ons hou daarvan om fosfaat diep in te sit, maar jou wortels moet daarby kan uitgaan en dan moet dit uitkom en dan moet dit daar groei. Daar moet feitelik geen en in die planter voor op die saad, ek bedoel nou by die saad, wees nie, dat die plant gaan soek en dan plaas jy jou MAP diep. As hy daar kom, dan begin hy daar wortels ontwikkel, en as jy hierdie digte wortelsisteem het, dan gaan 'n mens gaan jy al die enne en die kaas wat jy toedien, gaan daai wortels vang. En dan blaarbespuitings is hoofsaaklik biostimulante om verder wortelontwikkeling te stimuleer. En dan as jy inherente tekorte, mens kry gronde wat net baie hoë mangaan het, dan sukkel jy om yster byvoorbeeld op te neem. So die plant moet primêr deur die wortels voed en hy moet dit wat jy vir hom kan gee voluit kan benut. Maar die beginpunt is die regte bekalking. En dan het ons soil to sap ontleding wat ons gebruik om deur die seisoen te moniteer wat aangaan en volgende jaar dit beter te doen. Ons naam Melior net vir interessantheid beteken die beter manier of konstante verbetering. So ons wil moniteer, data kry, sien wat fout gegaan het hierdie jaar en dit volgende jaar beter doen. Goed, die volgende punt van goeie bekalking is dat jy verbeterde gaswisseling kry. Wat ons daarmee bedoel is dat koolsuurgas wat in die grond vorm kan uit die grond uit beweeg en dit word natuurlik in jou canopy gebruik vir fotosintese weer, maar dan moet suurstof in jou grond inkom. So met goeie bekalking en 'n oper grondstruktuur kry jy beter gaswisseling wat en die mikrobes in die grond het natuurlik ook 'n reuse effek op beskikbaarheid van voedingsstowwe en hulle stimuleer wortelgroei en so. As ek vir julle baie kort ekskuus tog, grondchemie lesie kan gee, 'n sandgrond met 'n lae KIK het plek vir min katione wat hy kan vashou, kalsium, magnesium, kalium, ammonium, al daai wat ek genoem het, en 'n grond met 'n hoë uitroukapasiteit het plek om baie vas te hou, nê. So gewoonlik gooi ons baie minder kalk op 'n slag en ons wil korter intervalle hê met 'n sandgrond want hy kan nie baie hou nie en 'n kleigrond kan hou dit so 'n bietjie langer rek. En dan het ons 'n spesifieke doelwit wat ons weet met 'n sekere hoeveelheid magnesium en dit gaan afhang van hoe sand of kleierig jou grond is.
tussen kalsium, die bloue hierso en magnesium en dan kalium en goed met 'n sekere verhouding maak. Dit maak dat jy beter grondstruktuur het en dit maak dat daai balans van die voedingsstowwe daar is. Dan wil ons so 'n bietjie suur hê. As daar niks suur of waterstof was nie, dan sou die pH 7 gewees het. Ons wil hom so 'n bietjie aan die suurkant hê. So hierdie balans gaan struktuur bepaal en die verhouding waarin voedingsstowwe opgeneem word. So dis wat ons wil regkry met bekalking. Dan is daar nou verskillende maniere wat kalk aanbeveel word en die een wat eintlik baie gebruik word is eintlik hierdie tabelletjie wat in die misstof handleiding is. Daar sê jy bloot waar meet my pH en hierdie is nou op KCl waardes. 3.7 tot 3.8, 3.9 tot 4 en hierso tot by 4.5 tot 6 en dan wat is jou persentasie klei hier aan die linkerkant. En dan lees jy bloot hier af as ek 'n pH van 4 het en ek het 7 tot 15% kalk klei, dan moet ek 2.5% kalk ingooi of gooi om dit te doen. Daar word ook nie gespesifiseer is dit kalsitiese kalk of dolomitiese kalk of enige van daai goed nie. Dit word bloot op grond van pH gedoen. Jy spreek een ding en dis pH, maar jy spreek nie grondstruktuur en die verhouding waarin voedingsstowwe opgeneem word aan nie. So dit is iets wat ons nie graag gebruik nie. Dan die tweede ene gaan oor persentasie suurversadiging. Een van die algemene metodes wat in hierdie kategorie val is die Eksteen metode en daar's ook die Sedara metode wat baie na taal gebruik word. Ek gaan nou nie te tegnies wees daar nie, maar hierdie grafiekie hier regsbo word baie gebruik wat jy 'n R-waarde vir elke gewas het. Koring is byvoorbeeld 5 en permanente gewasse 10 en jy sê nou wat se as jy op koring 'n R-waarde van 5 het, dan streef jy vir 'n pH van 5 en dit word geweldig baie gebruik. Ek was toe ek so 'n bietjie ingaan op hierdie ding redelik geskok om te sien dat dit gebaseer is op 110 ontledings wat in die vroeë 60er jare geneem is. Ons het in 'n kort tydjie het ons 12.000 monsters ontleed wat ons dieselfde sommetjie kon maak om hierdie grafiekie te bepaal. En dit het net glad nie geklop nie. Hier aan die regterkant wys daai waarde, volgens daai oorspronklike navorsing was dit 0 tot 10 en ons waardes het 0 tot omtrent 4000 gegaan op hierdie verhouding en daaronder lê die grafiekie soos wat hy saamgestel word. Ek het die paar waardes wat hier onder by 0 tot 10 is en hy het 'n baie swak korrelasie en goed. So dit is dis ou navorsing. Dit was goed om 110 monsters in die 60er jare te ontleed en is alles op Kaapse gronde gedoen. En Sadaras is dink ek meestal op Natalse gronde gedoen, maar ons het baie meer inligting en baie meer data as wat daai goed oorspronklik gedoen is. So dit is ook nie 'n metode wat ons meer gebruik nie. Die ene wat ons gebruik is op grond van basisversadiging. So wat ons eintlik doen is om te sê hier regs is ons doelwit. Ons wil my grafiekie wys nou nie baie mooi hier nie. Hy het nou afgekom hier bietjie afgegooi, maar ons wil 60% omtrent kalsium hê. Dit is vir 'n redelike sandleemgrond en so 20% kalsium. So dis waar ons wil uitkom. En dan kyk ons hoe lyk die ontleding. So hierso is sê maar so 54% kalsium. So ons sien ons kort kalsium. Ons moet 'n sekere deel bygooi. Ons kort 'n bietjie magnesium ook om daar by te kom. Die kalium lyk of dit redelik in lyn is en dan op grond van dit sê ons hoeveel kalsium moet ons gee, hoeveel magnesium moet ons gee. Dan moet ons as daar magnesium kort, moet ons dolomiet aanbeveel. Dolomiet gee 'n bietjie kalsium by, maar nie altyd genoeg nie en dan baie keer moet daar 'n kalsitiese kalktoediening ook gedoen word. Dolomiet bevat kalsium en magnesium en kalsiet net kalsium. So altyd 'n pH effek. Dolomitiese kalk het eintlik 'n groter effek op pH as wat die kalsitiese kalk het, maar daar's baie gevalle wat ons sit met regtig hoë magnesium en jy
maak baie skade in daai grond deur nog dolomitiese kalk wat hoog is in magnesium toe te dien. Dan moet jy kalsitiese kalk toedien. So ons doen deur ons een maatskappy Agrisol baie presisie ontledings en ons kyk waar is die verhouding reg, ons maniere om dit uit te druk. Daarso is dit reg, hierso kort baie kalsium in verhouding met magnesium en so die kritiek teen dit wat ons doen is dat dit baie komplekse berekeninge is, dat dit moeilik is om die sommetjies reg te maak, maar ons doen dit op elke 25 by 25 sentimeter en ons het intern 'n groot sagteware span wat dit ontwikkel en dis in ons stelsel ingeskryf, so as ons daai resultate kry, ons het die kompleksiteit daar uitgehaal, ons kan maklik hierdie antwoorde gee. So dit gee by verre die beste antwoord, want as hierdie balans reg is, dan gaan jou pH ook afgaan na jou suur na 10% toe en jou pH is 'n gevolg dat dit reg is. So dit is 'n komplekse berekeninge, maar wat ons onder die knie het en hy gee vir jou die regte pH, hy gee vir jou die regte verhouding van jou voedingsstowwe, jou katione vir opname en hy gee vir jou goeie grondstruktuur. Goed, hoe ons werk is ons wil 'n boer se probleme verstaan. Ons neem grondontledings wat vir ons verder insig gee in die hele probleem. Ons kyk hoe kan ons dit beter doen as wat dit gedoen is in die verlede. Ons doen grondregstellings, dit bly die fundament van 'n kweekstelsel. Dan doen ons gewasbeplanning, ons moniteer dit met Soltosep deur die seisoen. Volgende jaar het ons 'n beter insig, ons weet wat se probleme was daar en ons herhaal hierdie siklus om elke keer dit beter en beter te doen. Net hierdie skyfie is nou so 'n bietjie hier tussenin, maar wat so belangrik is dat byvoorbeeld hierdie is die stikstofmetabolisme, so is daar baie prosesse wat in 'n plant plaasvind, maar ons dien nitrate toe of ons dien ammonium toe of ons dien ureum toe wat hier onder is. En ons swem eintlik in stikstof, die atmosfeer is amper 80% stikstof. So ons het al hierdie bronne van stikstof, en elke keer het ons mikroelemente nodig om dit verder te vat. So om nitrate om te skakel, jou volgende stap is eintlik ammonium, of jy kan direk ammonium toedien, maar om van nitrate na ammonium toe te gaan, is veral molibdeen, swaal en yster baie belangrik. As jy molibdeen kort, al is dit jy dien 100 gram natriumolibdaat op 'n hektaar toe, dan het jy genoeg, gaan jy nie verder aangaan met hierdie siklus nie. As jy van hierdie elemente kort, gaan jy nie van die stikstof in die atmosfeer kan benut nie. As jy nie nikkel het nie, gaan die urease ensiem nie ontwikkel nie en jy gaan nie by ammonium uitkom nie. Ammonium moet omgesit word na aminosure toe, maar daar het jy mangaan en magnesium nodig en so weer om by proteïene te kom. So wat ek net wil sê is, hier is een voorbeeld van 'n proses, maar ons kan net so al hier 'n ding geteken het vir wortelontwikkeling of vir wat ook al wat nodig is, en daai voedingselemente is alles nodig, al is dit in baie klein hoeveelhede om by die regte goed uit te kom. So moenie spoorelemente vergeet of afskeep. Dit is soos die olie in jou bakkie. Jy gebruik baie min daarvan, jy gebruik hoofsaaklik diesel, maar as jy daai olie gaan los, gaan jy nie ontwikkeling kry soos wat dit moet nie. So as ek kan saamvat, bekalking is meer as net 'n pH-regstelling, dit ontsluit die volle potensiaal van jou grond. So, 'n gebalanseerde voedingsprofiel en verbeterde grondstruktuur is noodsaaklik vir optimale gewasopbrengs. En maak seker van die metode wat gevolg word vir jou aanbeveling. Die balans moet in ag geneem word, anders gaan daai goed skeef opgeneem word en gaan jy nie 'n lekker grondstruktuur hê nie. Goed, dit is wat ek vir julle wil vertel. Ek hoop nie ek is te ver oor my tyd nie. Ek gaan nou stop om te share dat ek julle beter kan sien. En dan is julle welkom om te vra as daar enige vrae is. Dan sê almal ja, as julle is welkom om vrae te vra in die chat, kan julle julle vrae los. GP kan Ek julle sien daar's daarso.
Ekskuus Karin, ek sien Wesley vra 'n vraag daaronder in die op my skerm oor is daar beter kalkbronne as ander? En daar is definitief Wesley, dit is nie so 'n eenvoudige som nie, maar die punte wat belangrik is die fynheid in die eerste plek. In die tweede plek is daar bronne wat 20% kalsium het en daar's bronne wat 40% kalsium het. So ons wil kalsium in jou grond verhoog, dan moet jy meer gee van die bron wat min in het. En dan gaan dit ook oor die hardheid van die kalk. So daar's kristallyne kalk wat honderde jare gaan vat vir 'n korreltjie om op te los en dan is daar baie sagter amorfe kalk. So ons het so 'n formule na die beste van ons vermoë al saamgestel wat ons sê hierdie kalkbron het 100% waarde in die eerste 3 jaar. So jy kan op alles reken, maar daar's ander wat wat jy gaan op 50% reken, so jy moet dubbel soveel gooi om dieselfde effek te kry. En dan ook partykeer is dit die moeite werd om die swak bron naby aan jou te gebruik want daar's nie baie vervoer ter sprake nie en ander kere is dit die moeite werd om van ver af 'n goeie bron waarvan jy baie minder hoef te gooi. So daar's 'n redelike som rondom die kalkbron te maak. Hoop ek antwoord dit. Ek sien Mario se hand is dit Mario se hand? Ek kan nou nie sien. O nee, ekskuus. Ja, ek het nou verkeerd gekyk. Ek dink daar's nog 'n hand op. GGP, is daar nog iemand anders wat dalk 'n vraag het? EP, ek het 'n vraag, maar dis uit 'n heel ander oogpunt uit vir ons as besproeiingontwerpers. Ek het nou Ralf se stemmie gehoor. Weet jy, was hy nog hier nie? Hy kan nou bylas as hy wil, maar my vraag is basies vir ons wat nou aan die ander kant staan, wat die boer moet raad gee as dit kom by watter tipe spreuers om te gebruik nie. Daar's nou 'n paar verskillendes. Ons kry 'n statiese sproeier wat 80% van sy water in sy 20% van sy buitenste oppervlak sit. Ons kry distribusiespuite wat redelik eweelredig water neersit. En dan kry ons spuite wat ons noem bubblers. Dis 'n spuit wat naby die grond hang, dis vir windbevegting, om verdamping te verminder. So jy sit baie amper stroomwater, hy babbel so net op 'n ry daar neer en dan maak jy baie staat op die kapillêre aksie in die grond om die water horisontaal te verplaas. Nou daai manier wat ons die water neersit met 'n bubbler, baie water op een plek, die statiese sproeier, 80% van die vloei en die buitenste 20% van daai diameter. Wat is daai effek op die grondstruktuur? Beïnvloed die water dit enigstens of kan ons maar net genoeg water gooi? Nee, ek dink 'n goed bekalkte grond gaan jy baie beter laterale beweging en so ook van jou water kry, nê? En beter infiltrasie want as jy 'n grond het wat nie 'n goeie struktuur het nie, dan dispergeer alles en hy gaan baie maklik die oppervlak seël. Veral as jy bietjie groter druppels en bietjie meer impak het, nê, gaan hy dit opbreek en hy seël eintlik jou oppervlak bo. En die water gaan vinniger begin loop en dis wanneer jy daai modderwater uit jou land uit sien loop wat daai gedispergeerde klei wat eintlik jou waardevolste deel van jou grond is wat begin uitloop. As jy 'n goeie struktuur het, daar's droëlandboere wie se paas kontoure gegooi het want hulle land het so gespoel en nou bekalk hulle beter. Die water loop helder skoon uit die land uit omdat jy 'n beter grondstruktuur het, nê. En minder loop uit want meer gaan in die grond in dadelik ook. So ek dink dis die belangrikste aspek van dit, want buite om die spulpunt het jy in elk geval ook 'n redelike hoë tempo wat jy moet toedien, hè. Ja. Die water val vinnig en die spulpunt beweeg vinnig daar. So hoe beter jou struktuur is, so beter gaan jou infiltrasie regdeur wees. So in kort eintlik saam met 'n aanbeveling van ons af moet jy ou baie sterk aanraai vir presisieanalises want jy weet die basis is reg. Ja, en dan nie net 'n pH-regstelling nie, nê. Hy moet bekalk vir grondstruktuur ook. Ja. Wat is jou volgende vraag, GP?
Goed, ek Wesley vra hoe lank vat dit voor 'n ou die effek sien. So as jy jou grond bewerk, dan is die effek vinniger as jy die kalk in beweeg, maar ons het op universiteit geleer dat kalk nie beweeg nie en fosfaat of stadig beweeg en fosfaat nog stadiger. Ons het nog ek onthou baie duidelik hoe ons sulke van hierdie 110 mm plastiekpype onder 'n reënval simuleerder gehad het en dan het ons nou kalk bo-op gegooi en fosfaat bo-op gegooi en dan 600 mm reën aan mekaar daar laat val, gesimuleerde reën, en dan het ons deur die profiel ontleed en daar was baie min beweging. So waar my oë oop gegaan het is dat ons fanatiese nou-til boere het waar ons bekalking gedoen het en jy sien die effek dieper binne, en al wat ek kan dink eintlik is ons werk met 'n lewendige stelsel met wortels wat so die effek dieper in is eintlik vinniger as wat 'n ou dink. Ek het verlede week wortels gesien daar op Reits waar nou al langer termyn bekalking gedoen word, maar daar's 'n ongelooflike wortelontwikkeling tot amper 2 meter in met mielies. Dit was nou droëland. Maar so kalk beweeg vinniger as wat ons dink, maar jy het in jaar 1 al op die oppervlak 'n effek met beter infiltrasie. 'n klomp gedra klaar beter die jaar wat jy dit gooi, maar oor tyd raak die effek dieper en dieper in jou grond in. Ja, sorry. Nou sê, as enigiemand ook nog 'n vraag het vir GP, is julle welkom om daar in die chat of net by show of hands. Dan sê daar so, hoe lank neem dit om sierschone op 300 mm reg te stel? Is dit met bewerking, is dit 'n bewerkte land of is dit minimum of no-till? Kom ek antwoord sommer al twee net. So op 300 mm in daai ondergrondse sierheid raak veral met hoë stikstof regtig 'n probleem, want ons versuur ons grond met dit wat ons doen en dan ek dink dit duik al hoe meer op daai ondergrondse sierheid. So hoe suurder jou grond is, hoe vinniger los jou kalk ook op en hoe vinniger beweeg dit deur die profiel. As mens regtig 'n krisis het, dan gaan mense dit so 'n bietjie dieper probeer inwerk en die bekalking is natuurlik volgens die volume grond, nê. So as jy net my voorkeur is om net die boonste 150 om kalk te gooi vir die boonste 150, maar dit liewerster meer kere te herhaal en die effek gaan al dieper in. As 'n ou dit een slag vinniger wil regmaak en 'n ou kan jou grond 'n bietjie omkeer, dan kan 'n ou 30 mm regstelling doen. Dit gebruik gewoonlik meer as dubbel die kalk, want dieper in is hy gewoonlik suurder as wat hy bo is ook, so dan neem ons die grondmonster so en 'n mens kan hom werk. Maar mense is ek is eintlik verbaas baie kere oor hoe vinnig selfs kalk wat op die oppervlak gegooi is of wat bo ingedis is, dieper inwerk en doen dit liewerster jaar op jaar of elke tweede jaar, veral as dit nou 'n besproeiing is, dat ou dit so bietjie meer gereeld aan die begin doen. En daai kalk raak minder en as 'n ou daai alles het so met mekaar te doen. As jy daai worteleffektiwiteit verhoog, ons het nou 'n geval gehad in 'n besproeiingsgebied waar ons behoorlik bekalk het. Ons het deur die seisoen meer of die soil to sap ontleding gedoen. Ek dink omtrent elke tweede week. Daar volgens mikroelemente reggestel, maar ook minder stikstof en meer kalium gegee as wat aanvanklik beplan is. En die gewas was ongelooflik gesond en op die ou end was die plaas gemiddeld amper 5 ton, hoor, dit klink onwerklik as wat
dit vroeër was, dit was 'n opbrengs 'n plaasgemiddeld van oor 21 ton, deur reg te bekalk, mikros te voorsien, te mee deur die seisoen. En ja, so dit is wat mens kan regkry. En wat ek wil sê is, op die ou end was die stikstof omtrent net genoeg vir 'n volgens ons gewone norme vir 'n 15 ton opbrengs, maar daar was amper 'n 6 ton meer as dit, omdat jy die voedingsstof effektiwiteit met goeie wortels en al daai goed soveel kan verhoog. GP, as ek net kan bykom, hallo julle is Wesley hierdie. Daar bestaan wel implemente, net om aan te sluit by AF se vraag. As jy in besproeiing het jy verskriklik min tyd tussen die dubbelgewasse om regstellings te maak. So jy maak maar planne rondom dit, maar daar bestaan, gaan nou nie implemente se name noem nie. Daar is 'n implement wat ons ontdek het, wat ons gehelp het om op 300 regstellings te doen, veral as jy 'n probleem het op 'n dieper vlak. Hy werk basies soos 'n ripper, maar hy hy voer die voorste grond weg en dan gooi hy amper, jy kan amper dit verduidelik soos wanneer jy eier invou in 'n beslag van 'n koekdeeg. Dan vou hy daai kalk, so jy strooi jou kalk bo op die laag op jou saadbed, dan rip jy met die ripper en hy vou daai kalklaag deur die profiel van 300 in. So hy sit hom egalig in 'n vlak van 300 in, en ons het nogal baie goeie resultate gekry met hom om 'n vinnige regstelling te maak. Dis hoekom ek my vraag net gevra het van die grondbewerking, want jou goedkoopste bewerking om kalk deur op 150 neer te sit is maar dis. Toe kom ons op die implement af. As jy 'n uitdaging op 'n dieper vlak vir dieselfde jaar het, dan gaan jy 'n hoër dieselrekening hê, maar ek dink jou wins op die ROI op die gewas is baie meer as hy bietjie meer diesel. Dit gaan definitief die hele proses versnel as jy hom vinniger dieper kan inkry. Ek wil maar net daar vir AF ook dit genoem het, as dit hoor dit. Ja, dit klink goed. Okay. EP vir ons, dis dalk nou 'n leuke vraag, ek werk nou min met die goed, jy het 'n paar keer genoem, ek dink soil to sap. Kan jy dalk so 'n bietjie uitbrei, wat's dit of wat weet julle presies? So, wat ons doen is, man, 'n blaarontleding het nooit vir my geklop met wat ek op 'n land sien nie. So ons het nou baie rond gekyk na wat daar beskikbaar is. En die Nederlanders is redelik voor met sapontledings vir ons sap in die nuwe blare en die ou blare trek. Maar ons het 'n sterk sagteware ontwikkelingsspan in huis in die maatskappy, en ons het baie daarna data gekyk, en 'n ou sien patrone, maar dit nie alles verklaar nie. En toe gaan ons so 'n bietjie dieper, en ons kyk ook na die grondoplossing in die wortelsone. So wat ons nou doen is om in die wortels 'n monster te trek, en ons doen nie 'n suurekstraksie wat jy 'n suur bygooi om reservevoedingsstowwe uit te was nie. Dit is net 'n waterekstraksie, dit is net gedistilleerde water wat ons skit, en ons filtreer dit en ons kyk wat kom uit, en dan nou saam met die sap van die nuwe en die ou blare. En daar maak dit, ja, jy kan nie glo die duidelikheid wat daar uitkom nie. Veral by besproeiing, die verklaring lê op die ou end tot 'n baie groot mate in daai verhouding van die elemente in die grond. Ons sien byvoorbeeld, as jou fosfate hoog is in die grondoplossing, hoe verhoed dit die opname van mikroelemente. So met hoë fosfate het jy feitelik altyd mikroelemente in die grond. So die interessante ding was dat daar feitelik geen korrelasie tussen dit wat in jou grond is en dit wat op die ou end in die plant land nie. En die groot voordeel van 'n sapontleding is dat jou plantsap is eintlik die stoorkamer, as mens in 'n fabriek setup dink, die stoorkamer waar die rou materiale is wat gebruik moet word vir al hierdie prosesse vorentoe. So dan kan ons baie mooi sien waar 'n blaarontleding is amper soos 'n matrieksertifikaat. Jy kyk terug en dit sê die ouetjie het geleer of hy het nie geleer nie.
of daar was 'n probleem of hy het nou goed gedoen, maar jy kan nie nou meer iets doen aan daai matrieksertifikaat nie. 'n SAP-ontleding kyk, het ek in die stoorkamer genoeg van daai voedingsstowwe wat gebruik moet word vir die volgende 2 of 3 weke. So ons kan baie vroeg dit identifiseer en ons kan die redes sien hoekom dit 'n tekort is en oormate ook aanspreek, want te veel ammonium of te veel nitrate wat ou dink jy boost bietjie jou plant, het 'n baie groot effek op wat dit uithou en met hoë fosfate maak baie skade wat mikroelemente aanbetref. So 'n ou kry soms net deur bietjie te briek op jou fosfate regtig 'n goeie effek met mikroelement beskikbaarheid en opname. So dit het 2 funksies. Ekskuus tog. Jy kan nou meet omdat jy wil 'n blaarvoeding doen of iets en dis so 'n bietjie 'n snapshot van wat hier gebeur. Maar as jy dit oor 'n deur die seisoen meet, dan kry ons 'n grafiekie. En die groot waarde daarvan is om te sê, wat kan ek volgende jaar beter doen? Hoe kan ek my program anders maak? En dis gewoonlik 'n kombinasie van hierdie twee. Dit kan nou so weeromstandighede of iets maak wat 'n sekere tekort veroorsaak. Maar baie goed is maar patrone en goed wat so duidelik word, ons sien sodra enige plant eintlik reproduktief raak, hoe word sy koperbehoefte meer. So dis baie fyn wat ons kyk. Ons kyk na kobalt, nikkel, molibdeen, al daai tipe goed wat 'n ou gewoonlik bietjie oorsien, wat 'n regtig 'n groot effek het. So Jaco, ek sal graag vorentoe as jy wil bietjie meer rondom dit praat, want dis iets wat my regtig baie opgewonde maak met plantvoeding. En al hierdie goed het maar met mekaar te doen, hè. Dit begin by bekalking. Dis hoekom ek nou vanaand daaroor gepraat het. Maar 'n ou plant wat behoorlik gevoed is, sy siektedruk is ook natuurlik baie minder. So dis die goed wat ons graag wil regkry. Ek het so net nog 'n vraag wat op bylaas. Dit is nou nie net vir noem maar besproeiing op spulpunte nie. Jy kan die doen vir boorde, vir sitrus, vir max, enige tipe plant of Ja. Ons het al norme vir so in die 80 gewasse, droëland of besproeiing, ja. Ja. En die proses werk baie lekker. Jy moet hom net by jou naaste koerier guy kry en dis vinnig ook, so 3 dae dan het hy die resultate. Okay. Ek sien Wesley vra daar bestaan daar probes wat onmiddellike grondontledings meet. Nee, daar is nog nie. Omdat ons taamlik baie grondontledings doen, kyk ek baie uit daarna. Ek dink nie ons is baie ver daarvan af om wel so iets te kry nie. Precision planting het redelik ver gevorder met eintlik 'n outomatiese laboratorium. Dis nog steeds nie net met 'n probe nie, maar hulle kan nog nie al die elemente meet nie. Dis nog nie heeltemal 'n antwoord nie en dit is baie duurder as met 'n gewone laboratorium. So op hierdie stadium en my fokus is regtig op dit om dadelik te weet as daar so iets is, maar daar's nog nie 'n volhoubare antwoord nie. Maar mense kan seker goed meet as jy hierdie soil to sap, hy meet nou daai grondoplossing, so ou kan dan bietjie sien watter kant wat raak tekorte in jou grond op deur die seisoen, maar daar's nog nie 'n kort antwoord, 'n kort pad daarvoor nie. Dankie As hy GP. Ek kan maar sê, Jaco. Ja, gewoon so net so baie dankie. Ek het definitief baie geleer vanaand. Dit was bitter interessant. Dankie vir jou tyd en jou beskikbaarheid. Ek weet jy is al 'n laaste vraag iemand gou hand wil opsteek nie, maar nee, dan wil ek net vir sê baie dankie GP. Dit was baie insiggewend en as enigiemand op jou knoppie wil druk of so, hoe kry hulle jou in die hande? Hoe is jy beskikbaar? Kan hulle ons kontak? Kan ek jou detail vir hulle gee? Ja,
Julle is welkom om dit te gee. Ek kan hom gou my nommer net ekskuus, ek is nou nie so hierso is die chat. Ek is nou nie so tuis op kom ek sit gou my besonderhede daarop dat julle almal dit kan sien. Maar julle kan maar net Milior soek ook. En ek gee vir julle my e-mailadres ook. Ons is in Potchefstroom, maar ons het redelike nasionale verteenwoordiging. Ons maatskappy, ons Milior self, Agrisol is nou langer aan die gang, maar Milior is nou maar so in sy 3de jaar en ons is nog baie onder die radar. Maar julle sal nog meer van ons hoor. Baie dankie weer eens GP, en dan wil ek graag die uitnodiging aanstel aan die ouens wat wil uitreik na GP, asseblief wees vry en dankie weer eens vir julle tyd vanaand. Hoop almal het iets geleer en dan volgende maand maak ons weer so. Dankie GP. Groot plesier. Baie dankie almal. Dankie, Dankie vir die lekker aand. geleentheid.